Kan ek vir julle sê dat na COVID het Ian meeste van die tyd van die huis af begin werk. Hy is meer by die huis in sy kantoor as wat hy op kantoor is by sy werk. En dit is vir my so mooi kultuur wat begin groei het vandat hy by die huis is. As ons wiele stop, as ons ek en die kinders uit was die dag en ons wiele stop in die oprit en daar's goeie nuus, daar was 'n prestasie op die sportveld of daar was 'n baie cool ding wat gebeur het toe hulle gekuier het, dan hardloop 'n paar beentjies dadelik in pappa se kantoor in. En hulle vertel vir hom en hy luister en is oor en weer en alles wat hy sê vat hulle. En as daar 'n teleurstelling is of daar moet raad gevra word, dan is dit altyd pappa wat so 'n bietjie moet raad gee. Hy het altyd nogal goeie raad. Vir my ook. En dan, as die hartjies baie seer is en dis stikkend en is snot en trane en sak en as, dan is daar niemand in ons huis wat daai stukkies kan optel soos pappa nie. En hy sit dit, hy praat hulle moed in, hy gee hulle vars perspektief en hy kry die wiele weer aan die rol en daar's altyd 'n les om te leer en weer probeer. En dan dink ek, hoe sal nog 'n ding, ek kan sien hoe my man dit geniet. Toe ons eerstes baie klein was hy baie hard gewerk, baie oorsee gewerk. En nou dat hy hier is om hulle te sien, geniet hy dit, dat hulle na hom toe kom. En hy geniet dit as hulle die advies vat wat hy vir hulle gee. En dan dink ek, hoe sal dit voel as ons kinders ewe skielik besluit, maar pappa is te besig. Ek is nie belangrik genoeg nie, daar's belangriker mense met wie pappa moet praat. En dan loop hulle, dan sit hulle afstand tussen hulle en hulle pa. En dan vertel hulle vir hulle vriende, ek is nie goed genoeg om by my pa se kantoor in te gaan nie. Ek is nie goed genoeg om my goeders met hom te deel nie. En dan besef ek, maar julle, dit is tog wat ons met ons hemelse Vader doen. As ons nie na hom toe gaan nie, as ons nie vrymoedigheid vat om ons stikkende hart by hom te gaan uitpak, of ons goeie nuus te deel of advies te gaan vra nie. Hoe voel hy? Want hy het vir ons die prys betaal. Hy het alles gegee, sodat ons kan toegang hê tot hom. En dan loop ons rond en ons is so maklik om ons diskonneksie. Ek weet nie of ons as Afrikaanse woord nie. Disconnection, is daar diskonneksie? Ons blameer dit so op alles om ons. Jy weet, 'n mens sal maklik kyk na ander mense en sê, maar dit vat 'n spesifieke persoon, of dit is 'n spesifieke roeping, of 'n salwing vir iemand om so 'n verhouding met die Here te kan hê. En ons sal dit blameer op die vyand se aanval. Ek word nou alweer aangeval. Daar's 'n diskonneksie tussen my en God. Daar's 'n blokkasie en ons moet bid vir hierdie blokkasie. En dan wil ek net vir julle hierdie prentjie skep. Ons sit nie in 'n posisie waar ons van die aarde af opkyk na 'n God wat daar bo iewers in die hemel is, na wie toe ons bid, terwyl ons hierso stoei op aarde met demone en aanvalle en blokkasies, en miskien sal 'n gebedjie iewers deurglip, wat hierdie God die bo hoor. Dis nie ons posisie nie. Die Here het die prys vir ons betaal. Ek lees 'n boek waar Jesus beskryf word as die trailblazer. Dit was net so mooi, daar's nie Afrikaanse woorde om te vervang nie. Hy het ons vooruit gegaan, hy het gesterf vir ons, hy het sy liggaam gebreek en sy bloed is gestort, en hy het die pad vir ons vooruit gegaan, sodat ons hom kan volg, sodat daar vir ons toegang is. Dit is ons erfgenaam as kind van God. Hy het vir ons die prys kom betaal, sodat ons saam met hom uit hemelse plekke kan bid en beweeg. En nie net wanneer ons eendag dood is nie. Hy het daai prys betaal sodat ons dit nou kan hê, sodat ons dit nou kan doen. As ons kyk na erfgenaam, as jy wel af ouers het en hulle sterf weg, ons is baie gemaklik om die erfborsie te vat. As jou ouers guns het op aarde, en jy word groot,
en dieselfde guns val op jou by mense, dan aanvaar jy dat, jy maak gebruik van daai guns wat jou kan toekom. Ek onthou, toe ek groot geword het my pa baie guns in die dorp gehad waar ons groot geword het. Hy was baie betrokke by bediening, nooit voltyds pastoor nie, maar hy was altyd baie betrokke en hy was baie betrokke in die gemeenskap. So toe ek jonk is en ek begin 'n besigheid, toe het al die mense aan my deur kom klop by wie my pa guns het. En ek het besef, ek het so 'n bietjie 'n voordeel hier, ek word so 'n bietjie voorgetrek, maar ek het dit met dankbaarheid gevat en ek het die meeste van dit gemaak wat ek kon. En dit is my so mooi om te sien, Wouter se dogter, wat nou begin praktiseer as 'n dokter. Hoe die guns wat Wouter en Dot by mense het, vloei oor in haar praktyk en in dit wat sy nou doen. En ons aanvaar dit is 'n groot voordeel, maar dit is ook daai erfborsie wat ons gedagtes en ons mindsets oor moet verander wanneer dit kom by ons hemelse Vader en die erfborsie wat hy vir ons het. Want jy sien, as jy daai kind is wat hardloop na die studeerkamer en jy weet jy toegang en jy weet jy kan nou hierdie met jou hemelse Vader bespreek, met Jesus bespreek, dan het ons nie nodig om na mense toe te draai nie. Ons het nie nodig om na profete toe te draai om elke keer vir ons 'n oplossing of 'n antwoord te gee nie. Die vyfvoud bediening is irreplaceable. Maar as jy self na jou hemelse Vader toe gaan, dan het jy nie nodig om elke keer na mense toe te kyk nie. Want jy sien, ons is lig as gevolg van die lig wat in ons is. Ons is in lig, lig is om ons. En waar ons beweeg, verhelder ons die duister. Ons het nie nodig om die hele tyd te bekommer oor die vyand nie. Want as lig in donker inkom, dan dryf die lig die donker uit. En dit is jou posisie as kind van God. En die vyand weet dit. Hy weet dit en hy vrees ons. Jy het nie nodig om die vyand te vrees nie. Jy het nie nodig om die hele tyd te voel jy's in 'n striegeveg hier, wanneer jy weet wie jy is in Christus nie. Johannes 14 vers 12 tot 13 sê Jesus vir die gemeente dat hy moet gaan, want hy stuur 'n helper, sodat ons alles kan doen wat hy gedoen het en nog meer. En dit is ons identiteit in God, wat Jesus gedoen het en nog meer. Ek het vir julle gesê, ek het so 'n bietjie charismaties groot geword. Ons was in 'n gemeente en vereniging, en as kind in die 80's het ons herlewing, daar was herlewing wat oor 'n groot gedeelte van Suid-Afrika uitgebreek het, en ek het die voorreg gehad om in dit groot te word as kind. En dit was 'n geweldige impressive storie om te sien hoe die vyfvoud bediening opgestaan het, hoe mense opgestaan het as evangeliste en profete en pastore en leraars, en hoe die leraars woord op so 'n nuwe vars manier oopgebreek het. Hoe Bybelskole opgestaan het, hoe daar kursusse net aanhou kom het. En saam met dit het ek ook gesien hoe my pa in 'n verhouding met Jesus loop as 'n vriend. Wanneer niemand kyk nie. Hy het elke dag opgedaag vir daai verhouding. As daar 'n probleem is, het ek gesien hoe hy dit eers na die Here toe vat. En haar lewing het gekom en dit het baanbreker werk gedoen vir dit wat wag vir die liggaam van Christus. Dit het baie goeders in my hart gevestig en in my verhouding met die Heilige Gees gevestig. Maar ek het ook mense sien kom en gaan. Ek het lering sien kom en gaan. Maar een ding het gebly. Soos ek deur dekades gesien het hoe die liggaam verander, het een ding gebly en dit was daai vriendskapverhouding wat my pa met Jesus gehad het. En hy daai plek uit
het hy beweeg, hy het besluite geneem, wat baie keer populair was, baie keer geweldig onpopulair, hy het teruggestaan wanneer hy moes, en hy het opgedaag wanneer hy moes uit gehoorsaamheid, vanuit daai verhouding uit. Dan lees ons in Johannes 15 vers 13, For the greatest love of all is the love of sacrifice. Yeah, the greatest love of all is a love that sacrifices all. And the great love is demonstrated with a person sacrificing his life for his friends. So dan as ons na vriendskappe kyk, ons almal wil 'n goeie vriend hê. En ons almal wil 'n goeie vriend hê wat bereid is om opofferings te maak wanneer jy dit nodig het. Want op die ouend is dit daai deel waar 'n vriendskap getoets word. En ongelukkig is ek seker dat almal wat hier sit, weet ook hoe seer dit maak wanneer jy omdraai na daai vriendskap en 'n opoffering nodig het en dit nie kry nie. Dan moet ons onsself vra, is ons 'n vriend wat bereid is om opofferings te maak? Is ons bereid om alles neer te lê vir 'n vriendskap met Jesus? En hoe lyk dit? Hoe lyk dit om alles neer te lê? My man sê vir my, dis 'n baie abstrakte konsep, lê jou lewe neer. Hy sê, bedank jy jou werk en begin 'n kinderhuis. Toe dink ek die ryk man wat Jesus raak gesien het hy gesê, dus kom die ryk man na Jesus toe en hy sê vir hom, wat moet ek doen? En die Here sê, los alles. Want hy het geweet, die pad van gehoorsaamheid wat die ryk man reeds geloop het. En hy het geweet, die volgende stap van gehoorsaamheid vir hom, is om alles te verkoop. En ek dink aan Nikodemus, hoe Nikodemus nie bereid was om die prys te betaal nie. En wat sê hy vir jou en my? Wat moet ons neerlê? Ek voel nie geroep vir 'n kinderhuis nie. Maar daar is klein stappe van gehoorsaamheid wat jy neem en kleiner gedeeltes van jou lewe begin neerlê. Miskien is dit 'n stapie om beter lief te hê, om die mense in jou huis beter lief te hê. Dit is 'n baie nederige plek om by te wees, want niemand sien dit as jy beter lief is vir die mense in jou huis nie, en in jou familie nie, en vir die persoon wat in jou kantoor werk, wat moeilik is om lief te hê. As God jou kan vertrou met min, dan gaan hy vir jou meer gee. En as jy bereid is om klein treetjies van gehoorsaamheid te gee, gaan hy van jou meer vra en gaan hy vir jou groter uitdagings gee. Ek onthou 'n stap van gehoorsaamheid vir my. Daar was hierdie oomblik waar die Here vir my gesê het, ons moet die kinders uit die skool uithaal. Wat 'n crazy ding om te doen. Maar ek kan vir julle een ding sê, die Here het ons gehoorsaamheid getoets in baie kleiner dinge. En toe ons op die punt kom waar ons 'n baie groot en onvoorspelbare stap moet vat, het ons geweet wie langs ons staan terwyl ons te doen. En dan Johannes 15 vers 14 lees verder. You show that you are my intimate friends when you obey all that I command you. So hoe lyk dit om jou lewe neer te lê? To obey what he commands us to do. God is die God van liefde. Hy het liefde gemaak en hy sê hoe liefde lyk. En in sy woord sê hy vir ons, liefde lyk soos gehoorsaamheid. Hy het besluit, ons kan hierdie ding kom package met verskoningkies, met 5000 redes. Op die ou end het hy die lyn getrek, hoe liefde lyk. Jy sien, dis wanneer ons dinge wat vir ons belangrik is neerlê.
uit gehoorsaamheid en bereid is om weg te draai van ons drome en weg te draai van ons ideale, wat ons lewe saam met hom in een begin vloei. En partykeer verwag hy van ons om goeders neer te lê wat baie diep in ons harte ingeweef is. Ek dink 'n groot kruispunt vir my persoonlik was, ek het altyd, die Here het vir my gesê, ons gaan 3 kinders hê in my vroeë 20's. En toe kom die 3de een nie. En vir my, dit was omtrent 13 jaar later, toe sê die Here vir my, ek moet hierdie laat gaan. Ek moet hierdie neerlê. Nou julle, as jy vir 13 jaar lank iets by die Here gehoor het, dan is dit nie maklik om iets net neer te lê nie. En ek was gehoorsaam, ek het dit neergelê. En nie omdat dit maklik was nie, maar omdat ek lief was vir die Here en omdat ek in gehoorsaamheid met hom wil loop. En ek weet as ek hom gehoorsaam, sal hy my nooit teleurstel nie. En dit was vir my geweldig mooi om te sien hoe die Here deurgekom het op verskeie areas van ons lewe. Toe ek bereid was om daai ding te laat gaan. En weet julle, dit was nie dat die Here nie 'n derde kind vir ons beplan het wou gee nie. Dit was dat hy wou hê ek moet my eie wil neerlê. Ek moet bereid wees om my eie self, myself neer te lê en hom te kies. Wat is die prys wat ons betaal vir ongehoorsaamheid? Okay, wag. Julle moet nou nog wel gelul. Okay, ek gaan nou verder praat oor die prys wat ons betaal vir gehoorsaamheid. Beweeg vir my na die nagmaaltafel toe en dan kry hulle net goue broodjie en 'n sappie.
draai. So wat ek gereeld oor wonder, is die prys wat ons betaal vir ongehoorsaamheid, is ons so vinnig om te vermom en te package as die vyand wat ons aanval. So vinnig om het te package as die blokkasie. Ons is gedisconnect, almal moet nou bid. Ons is onder die aanval. Ons is die hele tyd besig om bindinge te breek en generasie bindinge te breek oor en oor en oor en almal moet saam bid en ons moet bid vir deurbraak en ons moet bid vir herlewing en vir vernuwing en die vernuwing van ons gedagtes. Maar ek wil so graag julle uitdaag om voor julle te vra vir gebed, om net vir die Heilige Gees te vra, Here, mis ek iets as dit kom by gehoorsaamheid? Want as jy gehoorsaam is, vat die Here jou na die volgende hoofstuk. En as jy gehoorsaam is in daai hoofstuk, dan vat hy jou na die volgende hoofstuk. Ons het nie nodig om die hele tyd met die geestesdimensie te stoei en met demone te stoei nie. Partykeer moet ons net gaan kyk, waar kort gehoorsaamheid in my lewe? Vir die Heilige Gees gaan vra, want jy gaan dit nie self raak sien nie. Ons is so toegedraai in ons eie verskonings, dat ons onsself eintlik verblind. Dan is daar hierdie gedeelte in die skrif, Johannes 6 vers 53, waar Jesus vir die gemeente sê, eet van my liggaam. My liggaam is vir julle gebreek, eet daarvan. En my bloed gaan vir julle vloei, drink daarvan. En die gemeente het op hom gedraai en vir hom gesê, dis heiden gelowe. Hierdie is nonsens, ons glo hierdie nie. Hulle het weggedraai en weggeloop van Jesus af. En Jesus het geweet wat die reaksie gaan wees van die gemeente. En ek besef, soos ek voorberei vir vanaand, hy het by sy Vader gehoor wat om te sê. Dieselfde manier moet ons by ons Vader gaan hoor wat om te doen en wat om te sê. Hy het geweet wat die reaksie gaan wees, hy het gehoorsaamheid gekies, nie populariteit nie. En hy het gesê wat hy weet die mense nie wil hoor nie. En hulle het hom verwerp. Hy het 'n prys betaal vir sy gehoorsaamheid. Toe draai hy om na sy beste vriende, sy disippels. En hy vra vir hulle, gaan julle ook loop? Dit is vir my verskriklik hartseer om daaraan te dink, wanneer ek na my naaste mense in 'n slegte oomblik draai en wonder, gaan hulle bly? En Petrus antwoord, Here, waartoe sal ons gaan? U is die lewe, U is die waarheid en U is die Messias. En my hartsbegeerte is dat ons Petrus sal wees, wat kies om te bly, wat kies om op te daag. En dis op hierdie punt waar ek wil ons om die nagmaal gebruik. Ok, so ek gaan dat julle dit gebruik en dan gaan ek net vir ons bid. Jesus, dankie dat U die pad vooruit gegaan het. Dankie dat U ons struikelbleiser was. Wie se bloed ons vanaand kan drink in herinnering en wie se liggaam ons kan eet in herinnering van dit wat U vir ons gedoen het aan die kruis. Vir die persoon wat U ons roep om te wees, vir die posisie wat U ons roep om op te staan in en vol te staan in, as seuns en dogters van Jesus Christus. Johannes 15 vers 15 lees verder. I've called you servants
because a master doesn't confide in his servants. Servants don't always understand what the master is doing, but I call you my most intimate and cherished friends. Dis wie die Here ons geskaap het om te wees, dis wie hy ons roep om te wees. Most intimate and cherished friend. For I reveal to you everything that I've heard from my Father. 'n Vriend is iemand wat die stem van sy vriend ken. Wat die stem van sy vriend lief het. En nie genoeg kan kry van sy vriend se stem. En van tyd saam met sy vriend nie. En daar's 2 stemme op hierdie aarde wat jou gaan roep. Dis die stem van die vyand en dis die stem van Christus. En daai stem soek autoriteit oor jou denkspasie, oor jou gedagtes. Want dit wat jy oordink, skiet wortel in jou hart. En dit wat in jou hart is, kom by jou mond uit. En jou mond is die ridder van 'n boot wat jou lewe in 'n rigting stuur. Jou hart behoort aan die een wat jy volg. Jou hart behoort aan die een na wie jy luister. En die een wat jy volg en vir wie jy luister, gaan autoriteit neem oor jou gedagtes. Ons gaan nou in stilte tyd gaan saam met Helene. Sy het ons hart hiervoor is om vir julle almal 'n bietjie gereedskapstukke te gee van hoe om stil te raak en jou gedagtes te fokus op jou Skepper en om sy stem te gaan soek en om sy teenwoordigheid te gaan soek. En as iets wat jy altyd moet onthou as jy in gebed tyd ingaan. En dit is wat jou posisie as erfgenaam is. Jy bid uit hemelse plekke. Jou vriendskap met Jesus is 'n opoffering. En daai opoffering wat jy maak is gehoorsaamheid. En sy stem sal jou lei wat om neer te lê en hoe dit gaan lyk om jou lewe neer te lê. Hoor sy stem, soek sy stem en gehoorsaam dit wat hy met jou deel in die tyd wat jy saam met hom spandeer. Sy dankie, ek kan net 'n oombliekie neem en net die Here eer vir wie hy is en die verwagting wat ek in my hart het dat hy vanaand in julle sal maak. Thank you, Lord. Ja, ek is eintlik 'n soutie. Is julle gemaklik as ek so 'n bietjie Engels, Afrikaans, is dit okay? Almal gemaklik daarmee. Dankie vir julle grace omtrent dit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I worship you, Lord. Lord, you are worthy of our hearts. You are worthy of our attention. And I thank you that you are the God that gives us breath. It is your spirit and your life that is within us. And Father, I ask by the power of your Holy Spirit that tonight you will come and awaken something in us that we have never known before. Lord, that you will come and do a new thing in us. That you will enlighten the eyes of our hearts' understanding. Lord, let there be light in the mighty name of Jesus. I honor you, Lord. Wat ek vanaand vir julle wil leer is, die Here stap op 'n journey met my vir die hele paar jaar oor 'n journey of intimacy en hoe dit lyk in prakties. How do we practice the presence? Want mense ons word bewus van sy teenwoordigheid. Is dit okay? Kan ek julle leer? Is julle gemaklik? Is julle alright?
Okay, goed. So, ek wil net vir julle, daar's 2 Hebreëse woorde, daar's nog 2 Hebreëse woorde wat ek met julle wil deel. So, die Hebreëse woord vir repentance is teshuvah. En teshuvah beteken returning to myself. En ek weet, ons word geleer, en ek stretch julle nou so bietjie, as ek sê you return to yourself when it comes to repentance. Ons word geleer dat wanneer ons dit oor onsself maak, dit is nie hoe dinge werk nie. En wanneer ons sê teshuvah is becoming back to yourself, dan gaan dit nie oor ons nie. Hoekom terug na onsself toe? Want Jesus Christus is in ons. So, dis nie 'n ding van daar buite nie, it's turning inward, turning into the presence of Christ within us. So dis teshuvah. En dan die ander woordjie wat ek vir julle wil leer is kavah. En dit beteken to hopefully wait for or to be entangled or intertwined. Okay, is julle almal nog okay met die Engels? Okay. So wanneer ons in Jesaja lees, ek dink is Jesaja 30 vers 14. Dis so 'n bekende skrif en ek gaan dit vir julle sê in Engels. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They will rise up on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and shall not faint. Wow, wat 'n belofte. Wat 'n belofte. Wanneer ons stil raak by die Here, wanneer ons bewus word van sy teenwoordigheid, dan kavah ons, we are intertwining with the one who lives within us. It's a beautiful thing. Asemhaling is 'n ding wat die Here vir ons gegee het. It's a way of grace. It's biblical, it's beautiful, en ek wil vanaand vir julle net die basics daarvan leer. Is dit okay? Is jy nou right? Ek's okay. Ekskuus as ek emosioneel raak, ek is lief vir die Here. There's so much more. Daar's soveel meer as wat ons weet. Go deeper. Practice what I'm going to teach you tonight. I want to encourage you to go practice it. The beautiful thing van practicing the presence is the more we practice, the more we experience His presence. En is net 'n bewuswording. Dis net 'n klik in ons brein van waar jy word bewus van hoe in jou. Excellent, so ek wil hê julle moet lekker ontspan, al 2 voete op die grond, as julle gemaklik is, julle hande in julle skote, dit is maar altyd net die maklikste. So ons wil regop sit, want ons probeer nie om aan die slaap te raak, as ons nou asem gaan haal nie. En ek wil hê julle moet ontspan, so soften your body, en ontspan jou gesig. Gewoonlik teen wanneer ons die gesig te ontspan, dan kom ons agter nou hoeveel spanning is ons. Okay. Maak julle oë vir my toe. En dan gaan ons so 3 keer lekker diep asemhaal. Asem in. En asem uit. Asem in. En asem uit. Asem in. En asem uit. Jy kan al klaar voel, dit begin so 'n bietjie shift. Jy begin so 'n bietjie rustiger voel in jou binneste. Okay. As jou gedagtes jou uit die asemhaling wil uithaal, dis okay. Jy gaan net jou gedagtes liggies terugbring na hierdie oomblik toe, want ons wil teenwoordig wees saam met die Here in hierdie oomblik.
So fokus op die asemhaling, voel hoe gaan die asem in deur jou neus. En asem uit. En asem in. En asem uit. As julle gemaklik is, wil ek hê julle moet nou julle gedagtes, julle imagination, as ek dit so kan stel, bietjie inskakel en sien in jou imagination die God binne in jou, die lig binne in jou. Ons lekker diep asem in en haal asem uit. Haal asem in. Haal asem uit. En soos jy asem inhaal, sien die lig van die Here wat jy inasem en die lig binne in jou word groter. So simpel soos asemhaling. Ek weet nie wie van julle kon al klaar verskil voel nie. As jy nog steeds in daai asemhaling oomblik is beautiful. Ons kan dit 'n stapie dieper vat. Jy haal asem en dan pause jy voor jy uitblaas. Kom ons probeer dit. So asem in. Pause. Asem in. Pause. Haal asem uit. En nog een keer. Haal asem in. Pause. And breathe out. Thank you, Father, for breath that gives life, for breath that opens doors. Glory of Jesus. Glory of Jesus. Nou was hy, en soos jy nou lekker rustig voel, is gemaklik, maak jou oë oop, beweeg dalk jou hande of baie keer wat aan jou gesig, en baie keer as ons asemhaling doen, gaan ons partykeer diep in. En ja, so dit is die basiese vorm van breathwork. En ek weet nie, wie van julle het 'n verskil gevoel? Wie van julle kon voel daar was 'n shift? Ja, so ek wil julle bemoedig. Practice. The more you practice, the easier it becomes. En doen net normale asemhaling. En weet jy, die Here het vir ons imagination gegee met 'n doel. He created everything out of His imagination. Alles wat ons sien was in die Here se imagination. So, dis 'n baie sterk tool wat ons het, wat ons kan gebruik om in te gaan. Okay, is julle almal gemaklik? Is julle almal okay? So, wat vir my ook baie lekker werk, is voor ek begin Bybel lees, of voor ek worship, of ja, Bybelstudie doen. Jy weet net jou tyd saam met die Here spandeer. Dan hou ek dan van om die asemhaling te doen. Sommer so met die intrapslag, net teenwoordig, net sy teenwoordigheid is daar. Just become aware of His presence. En dan van daai plek af, om skrif te lees, Bybelstudie te doen, worship te doen. Want dit verander dit nie. Dit is bietjie anders. Okay, is julle almal alright? Okay, so van hierdie plek af gaan ons dan nou in worship ingaan. Julle is so welkom om te staan of te sit. Julle kan
kan saam sing, julle hoef nie saam te sing nie, julle kan julle hande oplig, you've got freedom of the house. Okay. En ons gaan hier wees as enige iemand gebed nodig het of net nodig het wat saam met julle stem oor goed. Come grab us. Ons is hier vir julle. Okay.